Goeiemôre. Hoe voel julle? Lekker geslaap. Die plek lyk mooi, ons het so mooi gery gister na die troue toe. Ek het 'n troue gehad hier so op die plaas omdraai, né? Omdraai plaas daar, ja. Ons het so die agterste pad gery. Dit is asemrowend. Het jy al daai pad gery? Jy sal so kon ken. Dis vir my eintlik baie lekker vanoggend om dit wat ek voorberei het met julle te deel, want dit gaan oor die hart van my bediening en dit gaan oor die briewe wat ek aflewer. En ek is opgewonde vanoggend want ek praat vanoggend oor briewe van God. En ek kan oor 20 briewe gepraat het, maar ek gaan oor so 5 van die briewe van God praat wat vir julle glo ek baie kan beteken. Nou, julle jong mense ken die briewe soos ons het geken het nie. Dis nou maar e-posse en al die goeters. Maar ek wil praat oor die ou soort brief wat ons nog geken het. Daar is nog van hulle. Maar jy weet, die mooi ding van 'n brief is dat die brief het 'n adres op. Dis baie belangrik. Want daai brief moet afgelewer word. En as jy daai brief wil afgelewer hê, dan moet jy die persoon se adres netjies skryf op die koevert. Maar dan is daar ook op die ou briewe was daar natuurlik 'n seël gewees. En sonder 'n seël gaan die brief nie afgelewer word nie. Want daai seël betaal eintlik vir die brief om afgelewer te word. Dis eintlik wat jy betaal vir die brief. Maar dan is daar 'n ander ding op die seël en dit is 'n stempel. En daardie stempel sê hierdie brief is goedgekeur. Hy's goedgekeur. Hy's gestempel. En hy kan afgelewer word. Daar's nie 'n bom binne en al die goed nie, maar dis 'n brief met 'n stempel, is 'n waarmerk. Mense noem dit 'n waarmerk. Hierdie brief is eg en hierdie mens wat die brief geskryf het, bedoel dit eg en hy wil hê dit moet by jou afgelewer word. En dan natuurlik het 'n brief, het daai brief 'n inhoud. As jy hom oopmaak, dan lees jy die brief wat geskryf is en daarom bly 'n brief 'n besondere ding. Vir my in elk geval was 'n brief altyd iets spesiaals. Ek het baie briewe geskryf. Ek het penvriende gehad oor die hele wêreld. Dit was een van my nie stokperdjies, maar ek het gehou daarvan om penvriende te kry en jy kon daai tyd kon jy dit gedoen het en dit is so lekker as jy oorseese brief gekry het. Met die bokkie van die lugdiens daarop. Dit is baie mooi. Ek het seels bymekaar gemaak. Ek het nog die seels so in 'n boek. So, dit is ek is 'n brieweman. Ek is 'n brieweman. En ek hoop vanoggend se brief gaan vir julle baie beteken. Goed, kom ons steek ons kersie op. En ons kersie is natuurlik dan 'n briefkersie. Ek groet u vanoggend in die wonderlike naam van God wat liefdesbriewe skryf. Ek kom groet in die naam van Jesus wat God se liefdesbrief aan ons is. En ek groet in die naam van die Gees van God wat God se liefdesbriewe in ons harte kom skryf en so ook ons lewens verander. Ons prys sy naam. Ag, dit is so wonderlik. Kom ons bid saam. Here, wat 'n voorreg het ek vanoggend om hierdie briewe van u te kom aflewer. Briewe vol liefde. Briewe van bemoediging. Briewe van waarskuwing. Dankie. Dankie dat ek hierdie liefdesboodskap vanoggend kan kom aflewer. Jesus, en u het 'n mens geword. U was God mens op aarde. En u was 'n liefdesbrief wat almal kon lees. U hele lewe was liefde. En u het 'n
wêreld verander. U het my verander. U het in elkeen van hierdie mense se lewe, het u brief tuis gekom en 'n verskil gemaak in mense se lewens. Here, ons glo dat u briewe die waarheid is. Ons glo dat u hierdie briewe skrywe vir ons sodat ons op die regte pad kan wees, die regte pad kan loop. En dankie dat ons eendag as briewe in die Vaderhuis afgelewer sal word, waar u vir ons plek voorberei het. O Here, maak ons opgewonde om vanoggend hierdie brief uit die hand te ontvang. En mag dit wees dat hierdie brief of hierdie briewe vir elkeen van ons iets sal beteken. En dat ons huis toe sal gaan en sal sê, ek het God se stem gehoor. In Jesus se naam. Amen. Amen. Nou, die tema dan vanoggend is dan briewe van God. Briewe van God. En die tekswoord wat ek hier lees, 2 Timoteus 3 vers 16 en 17. En luister baie mooi. Die hele skrif is deur God geïnspireer. En is nuttig om ons te leer, te weerlê, reg te wys en te onderrig in die wil van God. Hierdie hele brief, hier voor my, is deur God geïnspireer. God het mense gebruik. Daarom staan daar vanoggend Timoteus, 'n brief wat Paulus vir Timoteus geskryf het. Maar deur Paulus se skrywe het God hom geïnspireer om hierdie brief te skryf. En daarom is hierdie brief vir ons 'n waarheid deur al die eeue heen. We still believe in the Bible as the word of God. Daar's baie kerke wat dit nie meer glo nie. Weet jy, 'n brief is 'n persoonlike, is so persoonlik. As jy hom oopmaak en jy lees die brief, dan is dit asof nie, dat daardie mens spesiaal vir jou geskryf het. Jy word nie in hierdie brief aangespreek deur 'n vriend as u. Jy word aangespreek op jou naam. Jy's 'n jy. Jy's 'n sy. En jy voel, maar hierdie persoon praat nou met my en ek luister wat hy vir my wil sê. Want 'n brief word geskrywe uit iemand se hart. Ek noem dit hartsbriewe. Jy kan die persoon se hart voel, gehoor klop in hierdie brief. Ek praat van die mooi briewe. Ek praat van liefdesbriewe. Ek praat van persoonlike briewe. Ek praat van dat 'n brief het soveel emosie en liefde in. Ek het briewe in my lewe ontvang wat die persoon geskryf het met trane. Die trane het gedrup op hierdie brief. Jy sien dit. En wie wat maak dit aan jou? As emosie. Dis nie sommer maar net, dis gelaai met emosie. En daarom wil ek sê, die Bybel van Genesis tot Openbaring is briewe van God. Daar is 66 sulke briewe in die Bybel. 39 van hulle is in die Ou Testament en 27 in die Nuwe Testament. 66 briewe. En elkeen het 'n ander boodskap. En dit is vir jou geskrywe. Die eerste wat ek wil natuurlik oor praat is God se liefdesbrief. God se liefdesbrief is Jesus. Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun vir jou gegee het, sodat elkeen wat aan hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Hoor julle, God se liefdesbrief.
Jesus, God het Jesus lief. En sy liefde het hy gestuur na hierdie wêreld toe. En gesê, kyk hoe lyk my hart. Jesus het God se hart oopgemaak. En mense het God begin persoonlik beleef. En Jesus het dit gedoen ook aan die kruis op Golgotha. Ek wil graag hierdie lees, want dit is my so mooi. Is 1 Johannes 4, 7, 10 en 16. Geliefdes, ons moet mekaar lief hê, want liefde kom van God. En elkeen wat lief het, is 'n kind van God. Elkeen wat lief het, is 'n kind van God. Hoe weet mense dat jy 'n kind van God is? God se liefde. God se liefde in jou lewe. Wie nie lief het nie, het geen kennis van God nie. Want God is liefde. Hierin is God se liefde vir ons geopenbaar. Sy enigste seun het hy na die wêreld toe gestuur sodat ons deur hom die lewe kan hê. Werklike liefde is dit, nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat hy aan ons bewys het deur sy seun te stuur as 'n versoening vir ons sondes. En ons ken die liefde wat God vir ons het en ons glo daarin. God is liefde. Wie in die liefde bly, bly in God en God bly in hom. My boetie, my sussie. Ek wil dit nie 'n voorreg noem nie. Voorreg gehad om godsdienstfilosofie te studeer as deel van my opleiding. En daar het ons verskillende godsdienste bestudeer. Ander godsdienste. En ek wil vir u sê, daar is nie een godsdiens wat die liefde het wat ons briewe vir ons skryf nie. Niks. Nêrens nie. Daar's nêrens 'n godsdiens waar God sy seun uit liefde vir ons gegee het om in ons plek te sterf. Daar is nie so 'n boodskap nie. Dis die boodskap van liefde wat ons ontvang het deur die liefdesbrief wat God vir ons geskryf het. Maar dan is daar 'n tweede brief. En hierdie brief word 'n mes genoem. Maar dit is nie 'n mes nie, dis 'n chirurgiese mes. Ons noem dit 'n skalpel. Dis wat die dokter mee sy operasie doen. En hier kom en hierdie mes wil jou nie seer maak, hy wil jou gesond maak. Ja, hy maak jou seer, maar hy maak jou seer om gesond te word. So onthou net dit, dat God se mes, God se skalpel, God se chirurgiese mes wat hy sny in jou lewe, is om die kwaad uit te haal sodat jy weer gesond kan word. Hebreërs 4 vers 12, die boodskapvertaling. Wat God sê is nie maar net dooie woorde nie. Nee, wat hy sê gebeur en daar is geen keer aan nie. Sy woorde is ook nie oppervlakkig nie. Soos 'n skerp mes diep kan sny, so sny dit wat God sê tot diep binne in jou. Ja, tot daar waar jy gedink het jy dinge kan wegsteek. Wat jy dink en hoe jy oor dinge voel, kom alles onder die soeklig van wat God sê. Jy sal nie kan wegkom nie. 'n Goeie dokter gaan sê jy moet geopereer word en daar's geen ander uitweg nie, want anders dan gaan jy nie gesond word nie. En dan is daar ook daai groot lig wat daar bo kan jou skyn sodat daai dokter presies kan sien waar hy sny. Dis hier die brief. Die brief dat God wil uit jou lewe wegsny wat jou siek maak, sodat jy gesond kan word. Waar lê dit miskien op die oomblik in jou lewe? En daar staan, jy kan dit nie wegsteek nie. Daar's 'n ekstraal. Dokters het ekstraal, jy kan dit nie wegsteek nie. Daai ekstraal wys, daar's die seer, daar's die kanker, daar's dit. En hulle doen dit om jou gesond te maak. God se briewe wat wil hê ons moet gesond word en nie toelaat dat slegte goed ons lewens vernietig nie. Jesaja 30 vers 21, wanneer julle die pad byster raak, sal julle sy stem agter julle hoor wat sê, hier is die regte pad. Jy weet, so word hierdie brief van God eintlik
ons GPS in ons lewe. Moenie draai links. Gister, ons hierdie pad gery, presies. En as hy lekker stem op die einde, jy het jou bestemming bereik. Want God wil hê jy moet jou bestemming bereik. Hy wil nie jy moet verdwaal nie. Hy wil nie jy moet so verdwaal dat jy die pad nie kan terugvind nie. En daarom moet ons luister na God se GPS. Ons moet luister na sy stem. Want sy stem bly ons na die regte plek toe. En dan natuurlik die liefdesbrief van God. Die liefdesbrief van God wat ons wil bemoedig. Ek dink ons hierdie brief meer nodig as ooit in ons lewens. Jesaja 41 vers 10. Moenie vrees nie, ek is met jou. Het jy in hierdie week miskien alleen gevoel? Ja, ek het. Ken jy alleen gevoel, veral as jy jou lewensmaat verloor het? Jy kan baie alleen voel. Onthou, alleen is nie noodwendig eensaam nie. Maar alleen is net om te besef, ek is alleen. Maar nou kom God te sê, nee, moenie alleen wees nie, want ek is by jou. Ek is by jou. Jeremia 29 vers 11 ken julle so goed. Ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here. Voorspoed en nie teëspoed nie. Ek wil vir julle toekoms gee, 'n verwagting. Het ons dit nie in hierdie tyd nodig nie? Die afgelope week. Watter leuns. Watter verskriklike boodskappe het gekom. Van 'n staatspresident. Hoe is dit moontlik? Hoe is dit moontlik dat hierdie mense hierdie leuns kan aanhou vertel? En daarom sê die Here, ek wil hê julle moet voorspoed hê. Ek wil nie teëspoed hê nie. En nou daarom moet jy my brief in jou lewe hê. Want sonder my brief gaan jy verseker op die verkeerde pad kom en uiteindelik mislei word. En uiteindelik gaan jy jou lewe baie seermaak. Jy sien, die Here skryf nie briewe aan ons om ons te breek nie, maar om ons te bou, op te bou in die geloof. Hebreërs 13 vers 5. God self het gesê, ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie. Is dit nie 'n ongelooflike brief nie? Bemoediging. Ek gaan jou nooit verlaat nie. En weet jy wat, ek neem God se woorde baie ernstig. Daar iemand van julle wat miskien hier sit of na my luister, wat voel, maar die Here het my in die steek gelaat. Waar is hy? Ek voel, hy het sy rug op my gedraai. Luister wat hy sê in sy liefdesbrief van bemoediging. Ek sal jou nooit verlaat nie. Ek sal jou nooit in die steek laat nie. Ek is feitelik klaar. Dan God se ewige brief. Die liefdesbrief van God. Die liefdesbrief van God is 'n ewige brief. Jy sien, aardse briewe vergaan, papier verkrummel en ink vervaag. Maar Jesus sê, die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan nie. Matteus 34:35. Die wêreldse woorde kom en gaan. Maar hier sê Jesus, my woorde sal nooit verbygaan nie. Ek is die Alfa en die Omega, begin en die einde. Hoe kan mense begin bladsye uit die Bybel uitskeer? Hoe kan mense die Bybel begin verander? Weet jy ookie, julle wat na my luister, as 'n mens 'n brief begin tipiks, goed uitvee, dan begin daai brief sy waarde te verloor. As jy sekere dele van 'n brief wegvat, dan word dit vals nuus. En hoeveel vals nuus ontvang ons? Wat God geskryf het, word nie oud nie, dit word net ryker. En dan sluit ek af met die mooiste. Die mooiste. God se mensbrief. Het jy geweet, God se liefdesbrief is 'n mensbrief. Johannes 1 vers 14, want die woord het vlees geword. En tussen ons kom woon. Hy het 'n mens geword. God het 'n mens geword en tussen ons kom woon. En ons het hom gesien soos wat hy regtig is. 2 Korintiërs 3 vers 3 sê, dis tog duidelik dat jy 'n brief van Christus is. Deur ons diensprys, sê Paulus, ons wat briewe aflewer. Nie met ink nie, maar met die gees van die lewende God. Nie op klip nie, maar op die harte van mense. En ek wil dit uitskreeu vanoggend.
Ons as posmanne, ons wat as posmanne is, ons moet in die week op ons knieë wees, sodat dit wat ek vir julle bring, uit die hemel uitkom. Ek probeer nie Sondag of hierdie week se politiek vir julle te kom verkondig nie. En daar's predikante wat dit doen. Jy het nie gekom vanoggend om my politieke oortuiging te hoor nie. Ek gaan nie vanoggend vir julle die rugbywedstryde opsom hier vir ek nie. Verstaan jy? Want dis die briewe uit die hemel uit nie. En 'n mens ontvang net 'n brief uit die hemel op jou knieë. Op jou knieë. Want daar hoor jy God die beste. Want weet jy hoe ver is God van jou af? So ver as jou knieë van die grond af is. Dis waar jy hom hoor. Dis waar jy sy stem hoor. En daarom vat jy jou vyand, wil jou vyand ons so ver as moontlik van ons knieë af wegvat. 'n Mens op sy knieë is die naaste wat hy aan God kan kom. Daar ontvang jy God se briewe, direk uit sy mond uit. Ons lewens is God se briewe. Nie gedruk met ink nie, maar op die kliptafels van die hart. Hoor wat ek nou sê. Mense lees ons voordat hulle ons woorde hoor. Mense lees ons voor hulle na jou woorde luister. God is die skrywer. Hierdie Bybel is nie tradisie nie, is nie geskiedenis nie, is nie wetenskap nie. Hierdie Bybel is God se briewe. En daarom moet jy 'n verhouding hê met God. Want dan hoor jy sy stem. Hy praat nie van hulle en julle nie, hy praat van jou. Jy. Jesus het vir jou gesterf. En daarom moet ons nie 'n tradisie maak nie. Wanneer laas het die Bybel op jou 'n impressie gemaak? Weet jy, as baie keer 'n mens sit met die Bybel en jy lees weer 'n stuk wat jy baie gelees het, en ewe skielik is dit asof so uit die Bybel uitspring vir jou na jou toe. Het dit al gebeur met jou? Ek het in die hospitaal gekom, dan sê iemand vir my, Dominee, kom kykie wat God vir hierdie week gesê. Kom kykie. Dan weet ek, hierdie mens is besig om gesond te word. Want hy hoor wat God vir hom sê. Daarom wil die Here, jong mensies, wil die Here deur hierdie Bybel en die Heilige Gees jou karakter bou. Daar's mense wat amper karakterloos is. Maar God gebruik hierdie Bybel om jou karakter te bou. Hierdie Bybel verander jou hart en dan verander jou lewe. Onthou, God verander nie van buitekant nie, not outside, inside. Jy verstaan? En daarom kan jy die Bybel nie net lees met jou verstand nie. Dis soos 'n gedig. Weet jy, as jy wil 'n gedig verstaan, moet jy die binnekant van daai gedig verstaan. En daarom gaan God jou hart verander. Deur sy woord, en dan gaan jou lewe verander. Dan word jou lewe verander. Maar hy doen nie hard werk. Hy is die Dr. Barnard aan ons lewens. Hy doen die hartoorplanting. Hy kom jou hart oorplant. En dan het jy 'n nuwe hart. En dan het jy 'n nuwe lewe. 'n Lewe wat nou tot eer van God is. Ek wil iets sê wat ek hoop julle mee huis toe sal gaan. Mense lees nie meer hulle Bybels nie, maar mense lees nog jou. Jy is soms die enigste brief van God wat mense gaan lees. Hoe lyk jy? Hoe tree jy op? Want is alles deel van God se briewe want jy is God se brief op aarde. Hy wil hê mense moet jou lees en sê, vertel my hoe jou lewe verander. Vertel my. Net hierdie 3 goedjies afsluit. Lees God se briewe. Luister na God se briewe en leef
God se briewe. Amen. Baie dankie, Here, dat U 'n liefdevolle, genadige, barmhartige God is. Dankie dat U bemoeienis maak met ons as mens. Dankie vir hierdie persoonlike briewe wat U aan ons skryf. Ek het jou lief. Ek het jou sonde vergewe. Ek wil nie hê jy moet verlore gaan nie. Ek wil nie hê jou lewe moet vernietig word nie. Ek wil nie jy moet ongelukkig wees nie. Ek wil nie. Dankie vir hierdie uitroeptekens in U briewe. U briewe is nie vol vraagtekens nie. U briewe is vol uitroeptekens. Kom luister. Volg my. Glo my. Vertrou my. Dankie vir hierdie wonderlike briewe in ons lewens in Jesus se naam. Amen. Lekker om 'n posman te wees. Dit is lekker om briewe af te lewer wat God geskryf het. Ek stuur die weg met hierdie seën. God het sy liefdesbrief op jou hart geskryf. Sodat jy in hierdie week sy brief kan word wat deur mense gelees word. Amen.